Smal en smaakvol, wees 'n inspirasie vir ander. Hierdie storie begin alreeds 2 dae voor die Smal en Smaakvol event. Ek en 'n vriendin van my woon 'n diens by 'n plaaslike kerk waar die internasionale spreker oor en oor vertel van al die verskillende internasionale kerke wat hy al geplant het. Al die barriers waar die heil gebreek het. Op pad terug huis toe sê ek dink nie dit is vir ons elkeen bestem nie, sodat ons elkeen net moet voortgaan met duisende kerke plant reg oor die wêreld nie. Ek dink ons moet passievol wees en gusto hê vir dit waarby God ons geplant het. Ek glo ons kan bedien in die arena waarin ons is. En so gaan ek donderdagoggend na 'n smal en smaakvol funksie toe. Dit was 'n asemrowende funksie. Dit is 2 vriendinne wat saam die funksie aanbied. Hulle gee 'n 3-gang maaltyd cooking demo. Maar die hele feesmaal word voorberei met 'n tema. So die tema van hierdie aangeleentheid was geskenke. Dit is 2 vriendinne. Die een spesialiseer op die tafelstek, die decor en die ambiance van die event. Die ander een spesialiseer op die kookkuns. So daar was 3 tafels en die 3 tafels was as vol gedek. Die eerste een, geskenksakkies met blomme en blou blare in. En elke persoon by daardie tafel kry 'n klein sjokoladehartjie geskenkie. Die tweede tafel was die vrugte van die Gees. Wat ons geskenke is volgens Galasiërs 5 vers 22. En kyk hoe oulik is daar regte vrugte op die tafel en elkeen kry 'n vrugtekonfyt as 'n geskenkie. En die derde tafel was die vriendskapstafel. Want vriendskap is 'n geskenk met ou foto's van die vriendinne saam. Hoe spesiaal is dit? Die program van die oggend werk as volg. Ons is in spanne van 3 persone elk opgedeel. Elke span kry 'n geskenkboks met 'n briefie in en 1 bestanddeel in die geskenkboks. Ons span het arbeye gekry met die kort beskrywing dat wanneer sy aan ons dink sy aan ons as haar kleurvolle vriendinne. So ons moet asseblief 'n slaai maak met die arbeye. En dan 'n resep vir 'n arbeislaai. Die ander persone het aartappels gekry omdat hulle so standvastig en in die grond vastig is. Hierdie was die briefie vir die arrival drink. Hoe mooi is dit? Wanneer ons aan jou dink ons aan 'n vrou wat die lewe geniet en die waarde van kuier met vriende verstaan. Iemand wat 'n omgee hart het, met 'n oor om te luister en tyd vir 'n heerlike drinkdingetjie daarby. Daarom vra ons jou om ons altyd wekker drankie voor te berei, met ons kernbestanddeel, Pims number 1. Die res van die oggend was gevul met 'n hele kookdemonstrasie. Soveel kookwenke, soveel interessante brokkies van inligting. Met aartappels tussen ons voete, met die mooiste versiersels om die kos te maak, het ons klomp girls soveel pret gehad in God se teenwoordigheid. En dit bevestig weer wat ek vroeër gesê het na die kerkdiens die week, dat nie almal van ons gemaak is om nuwe kerke te plant, om wêreldbekende sprekers of evangeliste te wees nie. God het ons vrouens so uniek gemaak om te bedien vanuit ons sterkpunte, om hom te bedien en nog steeds soveel blydskap te hê en te ervaar terwyl ons hom bedien. Wie weet, dalk gaan eens van ons nog die maaltyd kook met die perfekte bros, crispy aartappels aan die buitekant wat sag is aan die binnekant, wat ons geleer het by Smal en Smaakvol vir die volgende Paulus, vir die volgende Angus bakken. Ek glo so kan ons hemel op aarde hier bevestig, deur om net ons talente te vat en daarmee te woeker, en sulke events te hou, waar vrouens werklik die feesmaal kan kry waarvan die Bybel soveel kere praat. Wat my nog meer beïndruk het van die Smal en Smaakvol funksie, was nie die verruklike kos nie. Elke happie wat ons geneem het was soos 'n smaakontploffing in jou mond. Dit was ook nie die mooiste gedekte tafels nie, wat met soveel smaak gedek was nie. Dit wat my die meeste beïndruk het, was hoe die 2 S'e so in 'n tandem gewerk het. Die
een het net foto's geneem en die tafel gewys. Die ander een was meer insiggewend as om vir 24 ure Cooking Channel te kyk. Hulle het vir mekaar beide die plekke in die son gegee. Hulle het vir elkeen die platform gegee om te skyn op die arena waarin hulle die sterkste was. Ons almal lees Spreuke 31 en dan voel ons sommer net nie goed genoeg nie, want wie kan aan al daardie vereistes voldoen? Maar met die smil en smaakvol funksie het ek werklik besef, net dalk, is die Spreuke 31 vrou, nie 'n vrou nie, maar 'n gemeenskap van vrouens, soos die 2 S'e. Feesmaal in die Bybel. Omdat 'n feesmaal so gereeld genoem word in die Bybel, dink ek om 'n feesmaal voor te berei, om gasvryheid te bewys, is 'n tipe van worship of aanbidding. So ek glo daar is soveel dieper geestelike betekenis daarin, om funksies so smil en smaakvol by te woon of aan te bied. Psalm 23 verse 5. You prepare a table before me in the presence of my enemy. You anoint my head with oil, my cup runs over. Of die tweede feesmaal was die tafel in Openbaring 3 vers 20. Of die feesmaal in Jesaja 25 vers 6. Elkeen van hierdie voorbeelde is beloftes van feesmaaltye. So ek glo, elke keer wanneer ons 'n feesmaal voorberei vir ons families, vir ons vriende, is dit 'n tipe van aanbidding, 'n tipe van worship. Wat is jou talente? Gaan lees gerus weer die gelykenis van die talente in Matteus 25 vers 14 tot 30. Wat is jou talente? Dalk kan jy 'n arena mooi maak. Dalk kan jy ook sulke dieper profetiese tafels dek. Dalk kan jy kos maak. So indien jy nog nie weet wat is jou talente nie, gaan en raak stil by God en vra vir hom, wie is ek, Here? Watter talente het U diep in my ingeweef? Indien jy alreeds weet wat is jou talente, vra dan vir hom die platform hoe jy ook so smil en smaakvol span kan brek en kan wys vir die wêreld wat jy binne in jou het, wat hy vir jou kosbaar gemaak het. Dis hoe ek ons lewenstyl aankweek van prys. Want om God te prys beteken om vir hom te vertel hoe oulik, hoe asemrowend is God. So om dit uit te voer, vat jy dit na die next level toe van prys, om dit sommer uit te beeld, net soos die smil en smaakvol span. Dankie girls, julle is vir ons inspirasie.